Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Mag ek sê nee, seker nie. En op die ou einde van die dag kom dit neer op hoe ons reageer teenoor enigiets in ons lewens. Hey, gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Marley, is lekker om saam met jou te kan sit. Beter Kyle. Cheers. Cheers, Chommy. As ek het nou klaar niks met make-up aan nie, maar it's real, I guess. Hoe het hierdie alles vir jou begin? Okay, so ek die trone. Ek het toe ek gematrikuleer het, was ek eers vir 'n jaar, ek Stellenbosch toe gewees. Ek was daar vir 'n jaar in soos 'n diensjaar waar ek 'n bietjie musiek gespeel het. En al die goed gedoen het. 'n Diensjaar. Ja, dit was soos 'n amper soos 'n as jy ek weet nie of jy onthou soos diensjaar en seekruis en nie. Dit was soos 'n gospel band gewees. Okay. Ja, en ek het daar my rol was ek was agter die keyboards. Ek het toe nog nie regtig gedink ek kan sing nie. Ek het nie geweet ek kan nie. En toe ja, ek was al vir 'n jaar bietjie geleer van om te transcribe, baie geleer van chords en charts en so. So ek was nogal baie cool geweest vir musiek om dit in praktyk Ja. te doen. En toe het ek gaan regtig in 'n nutshell gaan entertainment technology swat omdat my ouers nie wou gehad het ek musiekteater swat nie. Ek was man vir 'n halwe dag op die kampus en Waar het jy dit gaan swat? ekskuus by TUT. So Okay. ek is toe terug Pretoria toe eintlik het my ouers gesê ek het nie geweet van entertainment technology nie. Ek het eers gaan interieur ontwerp swat, fine arts. Dis mos wat jy doen in jou eerste jaar. En toe sien ek 'n ballerina oor die kampus stap toe kry ek 'n nervous breakdown en toe besef ek net this is what I got to do with my life. Ja. En toe hoor ek van die kursus entertainment technology. Ek het dit vir 'n jaar gedoen. Alles baie goed gegaan totdat ek op my eerste ballet gewerk het toe ek op daai stage staan soos 'n vlermuis in die wings en ek gaan nie opneem met 'n sandbag in my hand. Toe sê ek net so sjog hierdie kan nie wees wat weet dit voel vir my ek is in die passasierskant van my eie lewe, van my eie karretjie en this is not what I want en na 'n hele jaar toe sê my ma, okay, jy kan nou maar gaan musiekteater swat. So she's a performing artist, that's what she wants to do en ja, toe het ek dit gaan doen en ek het vir 8 jaar omtrent skoon net musiekteater gedoen. En ek sou sê waar dinge vir my gedraai het, right? Want dit is nou maar waar dit gaan. Ek en jy het baie dieselfde weet ons ons kom van dieselfde agtergrond af. Toe het ek is gevra om te audisie vir Liefling. Dit is 'n movie musical. En ek het eintlik vir die lead geaudisie, maar ek was net klaar gewees met High School Musical waar ek Sharpay Evans gespeel het. En die ou teef se mannerismes was nog in my liggaam en ek het eintlik gegaan vir die lead vir die sweet girl en toe het hulle net gegaan, hoorie, wys ons wat kan jy doen vir Melanie vir hierdie chick. En toe ek haar doen, ja, toe is die rol myne en toe doen ek Liefling, toe doen ek vir dieselfde mense Pretville en intussen het ek toe Sterlopers gedoen vir Dion Opperman en van Sterlopers af was dit Bloedbroers en Dion Opperman het my toe eventually, ek praat nou van baie goed, intussen was nou nog klomp ander shows en so, maar toe eventually het Dion my, toe ek 8 maande swanger was met my tweede baba, toe het Dion my gevra of ek in Getroud met Rugby hierdie dinamiese karakter sal speel, Christine Dutoit Smith op daai stadium. En ja, en so het ek het so 'n baie organic tipe manier gehad wat ek in TV gekom het. En ek love die medium, ek love nog steeds teater. Ja, en hoe dit vir jou begin? Wel, ekskuus. Vir my was dit ook van kleins af het ek al 'n passie gehad vir storie vertel. Die eerste kind of expression daarvan was deur musiek. En ek dink my ma en my pa het dit genotis. En hulle het geweet ek gaan vir myself probeer 'n loopbaan uitmaak in hierdie industrie. Ek was op primary school, dit was 'n baie spesifieke storie en 'n juffrou het gevra wie wil hierdie gedig doen man vir Parelvallei Ysfit. En iemand proposed to for himself en sê toe van wat hy gedoen het en ek dink toe niemand die is boring. Ek moet dit doen. En ek steek toe my hand op en ek staan op en ek sê wel ek wil ook probeer en ek het probeer en dis hoe dit kind of die bug vir my gebyt het. Het kind of ook begin dan van musiek gegaan na Afrikaanse poësie
Ek het letterlik Afrikaanse poësie vanaf graad 1 tot graad 12 gedoen en naturally I got gold every year. Wonderful. Ja. En ja, dis hoe ek besluit het wat ek moet doen is het te maak met woorde en performance, want as ek dit doen dan laat dit vir mense spesiaal laat voel of hulle geniet dit of hulle lag of whatever. En dan ja, ek het drama gaan swat aan die Universiteit van Kaapstad. Nou almal weet as jy 'n 4 jaar kursus doen in drama of by enige drama skool, performance arts school, word jy nie noodwendig toegelaat om te audisie terwyl jy swat nie. Ja. Maar in my 3de jaar was ek toe gevra deur die HOD van die UCT Drama Skool om te gaan vir hierdie audisie. En dit was vir 'n series getiteld Homeland. Want die cast, ek weet Homeland, right? Die casting director van wat Homeland gecast het in die HOD was vriende, baie goeie vriende. En sy vra toe vir hom, you know, is there someone that you can potentially propose for this role? En omdat hy gevoel het die geleentheid was so groot, het hulle gevoel, okay, cool, ons sal iemand van die drama skool propose om te gaan vir die audisie en hulle vra toe vir my om te gaan met nog 'n vriend van my. En dit is die eerste keer wat ek die incredibly, you know, gifted Monine Lee geontmoet het, want sy kontak toe die audisie en ek gaan toe en ek onthou dit, ek stap in 'n hotelkamer want sy het die audisie gedoen in die Kaap, sy moes in 'n hotel inboek. En dit was gordyne soos hierdie wat opgesit was. En sy het 'n camera operator gehad, dit was net sy en die camera operator en ek gaan in en die camera operator sê vir my, staan gou net daar langs die bank en ek staan langs die bank en hierdie figuur kom afgestap van die steekhuis af en she was wearing all black en sy het hierdie bloedrooi hare gehad. En sy sê, "Are you Roberto from UCT?" En ek sê vir yes. En ek sê vir like kyk, is die eerste keer wat ek dit gaan doen en ek was nog nooit voor 'n kamera en die opsigte nie en sy sê toe nee, is fine. Jy prepare vir die audition, sê ek ja en is actually die eerste keer wat ek hierdie gaan mention, maar sy het gesê die rol is teenoor Claire Danes. En ek het geweet wie Claire Danes is. So groen. Ja, dis amazing. Dis die goos wat teenoor Leonardo DiCaprio gespeel het in Romeo and Juliet. Ja. It kind of hit me, the magnitude of the opportunity then hit me. En ek doen toe die audisie en ja, ek boek die rol. Oh my Ek boek toe die rol en 'n week na dit vra sy vir my om te audisie vir 'n film, 'n Gavin Hood film. Eye in the Sky met Helen Mirren en Barkat Abdi en the late Alan Rickman. En ek boek toe daai rol ook en dis hoe dit begin het. Die eerste keer ek onthou toe ek jou ontmoet, jy het net vlugtig, wel eintlik het ons mekaar vinnig ontmoet op 'n vorige kyk net shoot. Ja. En die vorige kyk net shoot was jy dink jy ken my, het ons altyd was deel van die anti-bullying campaign ja. Yes, dit was baie vinnig en toe ons mekaar hier in die green room jy was vlugtig in die make-up room en in die green room toe ek sien toe ek soos ek was net vir 2 minute in jou presence and immediately ek was net soos ek het baie aanklank by jou gevind. Dis een van my lines wat ek hierdie week gesê het in een van jou tonele. In een van my tonele vir iemand anders. Ja, dit is weird as mense so lekker klik en ek dink daar was 'n paar selfsugtige redes en dit is dat ek was moeg om 'n nuwe girl te wees hierso. En dit was vir my baie cool toe jy inkom. Vir baie redes het ek dadelik, I gravitated towards you. Maar ek dink een van die goed is ook want jy's 'n newbie, nee? Nee, jy's nie 'n newbie nie, maar wat ek eintlik probeer sê is jy's die nuwe persoon, jy's die nuwe persoon wat inkom in die en dan voel ek, ek weet dit is nie noodwendig so nie, maar dit voel of al die oë op jou is, nê? Right? Ja. As 'n mens nie in 'n ding inkom en dit is so weird en jy weet ek werk ook al lank, it's not my first rodeo, maar somehow as 'n mens by 'n nuwe produksie begin, dit voel soos of jy potensiële skoonouers ontmoet vir die eerste keer, kind of thing. Dit is jy moet jou beste voetjie voorsit en ek dink ook dat gaan gepaard met die feit dat ons hierdie en dit moenie so wees nie, maar ons is quite streng op onsself. Ja. So ek het hier ingekom en ek het gevoel ek wil nie hê die mense moet dink ek vat valleybal.
Ja, verstaan, ja. of ek is dit Ja, you wanna nail teleurstelling, it, of ja. you know, and so in that aspect you and I are very much the same. Want ek het opgelet hoe jy praat oor jou werk en jou approach en jou gevoelens, jou Ja. fears van voorberei en Ja. of jou fears in terme van Not jy looking wil nie prepared. onvoorbereid lyk nie. Ja. En die sentiments wat ons altyd deel en ek dink dis hoekom ons kind of graviteer het towards each other. Ja. Ja. Dit is funny want ek moet sê op die vloer was dit ook so ek het gedink ek hou van jou daar buite. Weet op die in die green room en toe ons binne toe kom, dis min mense met wie ek kan want ek kan verskriklik vinnig lag. Dis nogals erg. En dan Dis die waarheid. Dit is die waarheid Dit is- en dan dit is loop die die waarheid. make-up is 'n gemors. Maar jy's een van die min mense en ek dink baie keer en ek sien dit in teater gebeur waar ons kan lag en as dit go time is dan ek jou oë verander, jy lyk soos 'n shark op 'n hand, nê? Nee? Jy kan so switch en jy's is kind of jy a is shark op 'n hand, gefokus. Jomie. Ja. Ja. Ja, jy het bloed geryk. Dit is nee, maar dit is amazing vir my en ek het soveel respek vir jou as ek vir jou kyk as jy werk. Ons kan grappies maak en ons kan wat ook al, maar dit is wat ek verskriklik geniet van jou want dit help my baie om Dankie. te Dankie. fokus. Ja. En ek dink is dalk ook ek meen is amazing. Ek weet nie of almal dit weet wel. Ek meen as jy iets weet jy dit, maar is dat jy ook gedirect het en dit is so amazing op jou ouderdom dat jy ook kans gekry het om dit te doen. Wel, ek wil net sê dit is vir my baie belangrik om voorberei te wees en om daardie dissipline in jou te kon sien opstel was een van die redes hoekom ek I've immediately fell in love with your approach to the work. Ja. Really, want ek verstaan hoe baie werk dan ingesit moet word. Ja. Om die beste moontlike tonele te kan op die vloer agterlaat. Ja. Verstaan? En omdat ek gevoel het jy sit baie dissipline en effort en respek in jou werk en het ek gevoel dis 'n persoon wat dit vir my makliker ook gaan maak Ja. om mee te kan speel en wat potentially die beste in my en ook gaan uitbring. Ja. En dis hoekom ek gegraviteerd het na jou toe. Ja, dis Ja. ek weet nie of ek 'n gans van jou dam is nie, maar ek wil baie graag in jou dam gans. Nee, jy kan maar kom gaan. Okay, great. Jy kan maar kom gaan. Awesome. Hoe het dit gevoel om dan die transition vanaf theater na tot voor die skerm te maak? Is daar 'n gedeelte van dit wat jy verlang? Is dit 'n gedeelte van jou wat nou in die verlede is, theater? Ja. Is dit 'n gedeelte wat jy voel jy wil terug na toe keer? Ek dink nie jy sal ooit die teater uit my kan kry nie. Ek love it. Ek love it. En ek dink die goed baie keer wat ons mee struggle op die vloer of miskien moet ek vir myself praat, maar soos dis hoekom ek nie van fluffing hou nie, want in teater is dit 'n fout. Hier is fluffing deel van die proses. Ja. Né? En ons sukkel nogals om van dit te laat gaan. So dis hoekom weet as blocking en goed nie uitwerk op stel nie, ek dink dit upset miskien teatermense bietjie meer want in ons kop was daai nou 'n performance nie deel van die proses of die workshop of ons skiet nie. Ons voel you as good as your last performance. Ek dink dis baie keer waar dit vandaan kom. So ek love TV. Ek love die proses. Dit is iets wat vir my baie challenging is. Maar ek hou daarvan om bietjie om ek sê die redelike over the top mense is maar om bietjie my gevoelens en my emosies te internalize, 'n bietjie kleiner te speel is vir my 'n challenge. Maar dit is my baie lekker want dit voel vir my jy moet jou performances meer voel en reageer teenoor ander mense. Ja. En jy weet met teater is dit 'n ander tipe outlet. Maar ek het definitief die chip op my skouer. Dis iets wat ek nog steeds baie moet afskud, is dat ek voel omdat ek van teater afkom. Create ek baie keer vir myself 'n bietjie van 'n imposter syndrome. Ek hoor jou. Ek voel konstant ek moet myself bewys as 'n on-screen actress. Ek het 'n chip op my skouer oor te groot act. Verstaan, is ek 'n tipe goeie so dit is maar ek dink mense wat van TV afkom wat in teater en het dieselfde goed, jy weet. Dis hoekom dit vir my so wonderlik is om CP te doen. Ek dis elke dag vir my leerskool en ek dink jy kry akteurs wat hierdeur seil en letterlik net die bare minimum doen, maar dis vir my 'n ongelooflike leerskool. Ek dink die mense besef hoe moeilik CP werk is nie. Ja, ek dink dis hoekom voel ek dis belangrik dat as 'n storieverteller, as spesifiek as 'n akteur
moet jy jouself die ruimte gee om at least albei te kan ervaar. Ja. And yeah, let's say you don't make it behind the screen or in front of a camera as the actor, you must at least experience what it feels like to, be a part of the writing team or conceptualizing team, directing team or editing team or whatever, sodat jy insig kan hê in albei mediums. Want daar's ook film wat verskillend is vanaf TV, wat verskillend is vanaf theater of van verstaan. absolutely. Ja, ek dink vir my is hoekom ek so lief is vir teater is 'n mens bou 'n storie van die grond af op. Ja. En Verstaan? Jy bou die karakter van die grond af letterlik op en jy spandeer weke om uit te figure wie en wat hierdie persoon is en wat die temas rondom hierdie persoon is. Whereas I feel like with TV it happens so quickly sometimes. Ja. Dis hoekom my liefde vir theater net verskillend is in vergelyking van 'n TV. Ja. In terms of the directing, Ja. almal vra nou vir my, kon jy jouself as 'n akteur of as 'n regisseur en ek sê altyd I'm a storyteller. Ek dink ek is 'n beter akteur nou omdat ek verstaan hoe die regie component werk. Dis amazing want jy het gesien wat die proses is agter die skerm, so dit maak jou 'n lekkerder persoon, neem ek aan. Om mee te werk. Yeah, I think it also gave me a lot more empathy and sympathy for the whole process, not just for the actors that I play opposite, but maar ook vir die crew. Ja. Ek verstaan nou wat dit verg om baie vroeg op te staan en lang ure te moet spandeer op 'n stel. To indulge big personalities all over in 12 ure 'n dag op 'n vloer te wees. Ja, as 'n vrou. Ja. Is vorm jy deel van 'n gemarginaliseerde groep. Ja. Is dit vir jou belangrik om karakters aan te pak of storielyne aan te pak wat soort van kind of defiant in die gesig van prejudice opstaan? Ja, dis 'n baie interessante vraag, Roberta, want daar's definitief die marginalized aspek aan 'n vrou wees in hierdie bedryf. En ek dink ook nou gaan ek weer terug na wat ons lektore vir ons sê is dit voel vir my hierdie bedryf is soos hierdie chicken wire en dan staan daar enter at own risk. Nee, the rules do not apply. Might be slaughtered. Yes, might be slaughtered. Expect some glass in your slipper. Ja. Jy weet, en so ek moet erken dat seker vir so 10 jaar omtrent van my karier I was okay being that girl who was marginalized. Ek wou tog net werk. Ek dink daai boodskap is vir my baie duidelik gemaak van jy kan bly wees as jy werk. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Jy is een van min whatever. Verstaan jy wat gegraduate het en wat gaan swat en whatever. Ek moet tog net so bly wees en dan gaan jy in die bedryf in en daar gebeur miskien goed wat inappropriate is of jy word net omdat jy 'n vrou is word jy underestimate in jou talent en wat jy nodig het om 'n performance te gaan gee. En die tipe rolle wat vir julle geskryf word. En die tipe rolle, weet en as jong girl, ek was heeltemal fine om die girl te wees in die goue bikini met die blonde extensions en die lang nails en ek het gelou om die stereotype te speel. Don't get me wrong, ek het elke liewe oomblik daarvan gelove, but when you walk off set, wow. Ek het nie elke oomblik daarvan geniet en ek het dit geown. Verstaan jy? En dit is verskriklik lekker. Seker Hoekom het jy dit gelaf om die stereotype te speel? Want ek dink nie want daar's baie comedy daarin. So ek het altyd die comedy alright. goed gespeel en ek het vreeslik geniet om daar te gaan omdat as jy my regtig ken as 'n mens, is dit eintlik glad nie wie ek is nie. So dit is nogal so lekker outlet. Ek dink dit wat jy daar buite sien wat en observeer om dit half aan te trek vir 'n rukkie to try it on en om dit half verstaan jy to have fun with it. Ja. Maar ek moes leer in my karier dat as ek van die stel afstap, I want respect. En ek dink baie keer weet ek as vrou wat baie keer gemarginalized word, dink ek wat ek geleer het is no one's going to save me. Ek moet verantwoordelikheid vat vir my eie karier, vir my eie dignity. Jy weet net soveel as wat dit ander mense se verantwoordelikheid is om my te respekteer. I need to show them, I need to set the boundaries. Ja. Jy weet, en dit is so weird hoe ek Mens so moet lank. though. Mens moet kies en ek vind dit baie interessant dat jy sê nobody's going to save you because it's the reality. It is the reality. En niemand skuld vir jou niks. Nee. En vir dit om uit te werk, moet mens boundaries kind of Ja, baie of sterk opstaan vir jouself en sê, Ja. excuse, I need to call you on that. Wat Ja. jy nou wat ook al, jy weet so
dit is baie lekker. Ek moet sê soos wat ek bietjie ouer word, is dit iets wat ek natuurlik kon afskud. So dit voel vir my die sexualizing a female because she's young en verstaan jy wat ek sê, ek is sekere tipe lyf en wat ek al daai stereotype met ouderdom het homself half begin afskud en ek ervaar in my 40's nou is dit soos in seker nou kry ek die juicy rolle. Nee, nou hoef ek nie meer om te gee as ek huil en ek lyk lelik nie. Because no one expects me to dis nie daai rolle nie. Verstaan jy, so dit is asof met ouderdom en ek weet nie, is dit nou die hoender of die eier, is dit ek wat daai besluit geneem het of is dit nou maar net met ouderdom wat gebeur het? Jy weet, maar die interessante ding vir my is dat ek meen I can shake that daai stereotype wat ek gedoen het, but you will always be a person of color. Right? So ek meen jy het dit ook ervaar. Ja. En ek moet sê vir jou om hiernatoe te kom, jy's nie net 'n person of color nie. Jy's ook van die Kaap af, so jou aksent is baie distinct. En ek meen om te kom van 'n region waar jy gewerk het, 'n industrie in die Kaap waar it's spoken en it's wat ek al it's like jy is heeltemal jy's amper exotic in Joburg, kan ek seker maak van nee wat ek bedoel vir ander mense. Ja. You know, ons ore tel dit op. En ek dink baie hieroor. Is vir my ook baie interessante observasie dat jy hieroor gedink het. Want vir een of ander rede police ek myself ongelooflik baie. Van dit voel kind of systematies dat ek condition was om myself te police. Don't be too much of you. Yes. Ja. Uit vrees van wat ander mense van my gaan dink. Yes. Maar en is 2024, amper 2025, maar rasisme is lewendig. Ja. Homofobie is lewendig. Seksisme is lewendig. Ek bestaan in die liggaam van 'n bruin queer man. Ja. Wow. En but aside from that, it is Ja. not my Achilles heel. It's nie die kruis wat ek moet dra nie. It's who I am. It's, you know, and I will always arrive as who I am. Maar dit is vir my belangrik om karakters aan te pak wat die gemeenskappe wat gefight het vir my om hier te wees, om vir hulle te verteenwoordig. Ek stem saam met jou. En ek bedoel dit nie net politically nie, ek bedoel fight vir die mense fight vir die aunties en die onkels wat my ma en my pa gehelp het om vir my groot te maak. Ja. Fight vir die laities en die meisies wat in die pad gespeel het terwyl ons na skool huis toe moes gekom het, verstaan? Ja. Vir daai mense. Want ek wil baie graag hê daai mense moet na my werk kyk en hulle self reflekteer in my werk en sien en 'n sin van trotsheid Ja. daaraan kan heg. En so om hier te kan wees en 'n karakter te speel wat 'n breinman te speel wat intelligent is, gaaf is, Integriteit het. integriteit het, talentvol is. Ja. Is vir my baie belangrik. Ek vat dit glad nie ligtelik op nie. En jy moet verstaan, Marley, my dissipline en my respek teenoor my kuns en die industrie het gelei en dank die Here daarvoor het gelei tot geleenthede soos hierdie. En is geleenthede soos hierdie wat invloed hoe mense vir my sien, beïnvloed hoe mense vir my sien. Ja. En ook nie net vir my sien nie, maar ook die gemeenskappe wat ek verteenwoordig sien. Ja. So in elke karakter wat ek speel, even al speel ek 'n boom of 'n klip, Ja. gaan ek iets vind in daardie karakter wat integriteit uit kan beeld. Ja. Wat uitgebeeld kan word met integriteit. Ek hoor wat jy sê. Sodat wanneer mense my karakters sien, kan hulle self in my karakters sien. Dis amazing. Verstaan? Maar ja, otherwise, as ons hier. Ek het eers besef hoe hektiek dit was na die tyd. Ja. Want ek dink ek het myself so verloor in die storyline en die preparation vir die tonele, dat ek kind of nie besef het hoe hektiek die storyline is. Ja, dit is 'n vuurdoop, dit is 'n ordentlike vuurdoop. Ek dink as 'n mens ook met 'n nuwe karakter begin, dis wat so interessant is, want jy weet van om in 'n show in te kom is, jy kom in die show en as gevolg van dit is jy in 'n A-storielyn, maar jy's ook in iemand se B-storielyn en jy is ook in 'n C-storielyn, jy is want jy moet oral en jy moet verhoudings met almal establish terwyl jy kind of sê wie jou karakter is en dis harde werk. Dit is
ongelooflik harde werk, maar terselfdertyd was dit ongelooflik lekker omdat daar 'n sense of safety rondom wat ons gemaak het was. Ja. Ek het baie veilig saam met jou gevoel en ek het gevoel ek kan gaan. Ek het daar, ook so saam gevoel met jou. en dit is dit was net lekker want ek dink as ek en jy van die stal afgestap het daai in die begintye, was dit nog so 'n bietjie van that was hectic, right? What was that? That was that, ja. Ja, So dit was lekker om jou reaksie te sien. Nie lekker nie, maar dit was 'n verligting. Want die ander mense voel dit vir my het al vergeet. Die ander akteurs is al so gewoond daaraan. Verstaan jy, dit is It's also just if you're not baie mense weet jy, ons het actually baie ook gelag. verskriklik gelag, maar Tussen ook hysteries. integrele, want ons moes. Ons Ons moes because if you're not going to laugh, you are going to cry. Ja, ja. Of walk off set. Of walk off set. For a Ja. moment. Ja. So, Dit was dis lekker, Chommy. incredible. As mens nou vir jou gaan stalk en so, dis crazy. Jy's al Moet jy my het al, asseblief nie gaan stalkie. nee, ek love om jou te stalk. Foto's op Instagram is amazing. Vir die wat nie weet nie, ons kan eintlik soos 'n klerekas deel. Ons kan. Ja, Ek dink ons love het sy al, styl. ons Ons kind of het, het jy al. daar's twee van jou hemde wat in my vir silver klerekas skerm. hang. Ja. Ja. Nee, As ons sê ons het gegravitate towards each other, that's We really what we did. mean. Ja. ja, en dan ek meen nou saam met dit het ons al, hy laat my verskriklik dink aan my een boetie, Andrei. Andrei is 'n apteker, so hy's in die mediese veld. Sy sê vir my hierdie terwyl ons opstel staan en Joe in sy scrubs en staan met sy teleskoop om hom. Ja, Stetoskoop om hom. ja, is dit geskryf. Stetoskoop om hom. Sê sy vir my hierdie. Ja, so ek sê vir hom, you remind me of my brother a lot. Ek sê toe want hy's 'n apteker, hy's in die medical veld. Okay, nou dit het heeltemal verkeerd uitgekom en ek sê en hy's gay. Maar dis nie wat ek bedoel het nie. Dit klink so prejudice en wat so amazing is Nee, wat dis net- jy speel 'n straight karakter. Ja. And obviously is jy Roberto van die stel af and you're very comfortable with who you are. En my broer is een van daai half unassuming ouens wat aan die LGBTQ A+. Jy plus. het dit reg Hey, het ek gekry. dit reg gekry? A++++. Ek kan altyd sien hoe mense nervous raak hier by die Ja, Q. ja. by die Q. Dis nou Ja. weet ons nie of ons die nuutste abbreviations bygekry het nie. Ja, maar so dit is my hoekom jy my so aan ander laat dink en dis hoekom ek jou so liefhet is oh my word, I just said I love you. Anyway, come in for a hug. Is so Andrei I love and dis- appreciate you too. ja. Ja. Thanks. Maar so Andrei is my heelwat ouer broer, is hy 6 jaar ouer en hy was verskriklik protective oor my. En ons het 'n storielyn gedoen waar jy my baie wou beskerm teen jou ma. Of teen dit haar plan, jy weet was ja, die hele storie was soos en jy het insist nee, hy is nie veilig vir Ella nie. En dit is so tipies iets wat my broer sou doen. So dit was hierdie mixture van En dis hoe dit opgekom het, né? ja, Dis yes, eintlik dit hoe is dit begin het. hoe dit begin het is want toe sê ek vir jou jy's vir my 'n mixture tussen wie my boetie is en wie jou karakter is en dis so kind of dis half hierdie confusion, hierdie character confusion is asof my brein nie kan gaan maar wat is nou real en wat is karakter nie because this person for some reason I just feel so safe with you. Maar ek dink ook omdat jy vir my gesê het hoekom jy veilig met my voel en ons altyd 'n oomblik van net realization gehad en toe bars ons uit van die laughter. Ja. So dink ek that's actually where our relationship started. Ja. Ja, dis hoekom ons so veilig met mekaar voel dink ek. Ja, maybe. Hoe Could voel dit be. om 'n saftig genomineerde aktrise te wees? Ek was net wat om vir jou dieselfde vraag te vra, Roberto. Ek het jy het al een gewen. So, ek is nie minder hier. Dit is my eerste nominasie vir 'n SAFTA. Baie geluk, Chom. Baie dankie. Dit voel lekker. Ek gaan nie lieg nie, ek voel nogals verlig, nê. Dit is 'n weird ding om te voel. Maar Baie hoekom? so ek voel net die dag toe ek inkom vir die tweeling storielyn meeting. Hoe ek ingestap het en hoe ek uitgestap het was twee verskillende mense. Ek het ingestap vir die meeting, want ek was baie relaxed, ek was baie excited daaroor. Ek gaan hierdie storielyn doen, hierdie arc, hierdie twin arc, dit gaan amazing wees. En toe ek om daai tafel sit in die boardroom en ek sien hoeveel mense is invested en tot watse level hulle gaan om hierdie storielyn te land met die tweeling. Het ek al uitgestap en ek gegaan, ek het 'n huge responsibility. Okay, ek hoor jou. So net die editors, die directors, letterlik elke departement het ek gevoel het 'n enorme groot verantwoordelikheid om hierdie te maak werk. En dit was weird geweest, ons het split screens gedoen, so dan is dit
En dis nie net so split screen nie, dis sommer skuins, jy weet, en dan word daar gesê, so die kameramanne moet hom so angle dat dan sê hulle vir my so, jy moet so naby as moontlik aan die middellyn kom, maar moenie oor gaan nie. Ja. Anyway, so dit was hierdie, ek het gevoel, vir maande lank, het die crew en die creatives verskriklik hard gewerk en weet vir hulle self 'n groot, nie lat gepluk nie, maar hulle het 'n groot chunk afgebyt om te doen. En my grootste behoefte en desire is dat hulle 'n na te kry. Jy weet dat die storielyn iewers wat iemand gaan tik that was good. Ja, want dit is 'n recognition van 'n persoon se werk. Yes, ja, and my ego aside, obviously Ja. vir my baie lekker, my Ja. marble word gepolish, maar dit was net so 'n groot span wat betrokke was by daai. En ek meen en dan stap jy van die vloer af, ek vergeet al van binnelanders, want toe was ek vir 'n paar maande, ek dink vir 8 maande was ek glad nie deel van die produksie nie. Maar die mense is nog besig met daai werk. Verstaan jy, dit was ja, jy weet baanbreker goeders wat hulle gedoen het in Suid-Afrikaanse sepie. So dit was baie cool. Maar nou, okay, maar jy het 'n SAFTA gekry in 2020 In 2020, ja. vir Best Vir Male Lead Best Male Lead in Arendsvlei. in Arendsvlei. As Leroy. Ek wil net gou geweet, so was daar 'n seremonie geweest daar, was daar 'n award Nee, dit ceremony? was baie weird. Moes jy jou speech opneem? Ja, want dit was soos in die hart van COVID. Ja. In lockdown was hectic. Gedurende daai tyd en hulle het vir ons so laat weet obviously gaan daar nie 'n ceremony wees nie, so ons moet maar kind of vir onsself mooi laat maak en like aantrek en whatever en 'n videoetjie met jou speech maak. Ja. En ons almal moes dit gedoen het. Ja. Obviously you sign an NDA for whatever reason. En toe staan ek maar nou in my kamer. Ek het my 'n pershempie gekoop. Jy moet so die pershempie gekoop. Wat se size is dit? Is dit mooi? Kan ek dit leen? Actually, dat sal vir jou pas. Regtig? Ja, nie vir Okay, my nie. wonderful. Nie vir Okay, my nie. great. So ek het hierdie pershempie aangehad en ek berei en my brilletjies. Toe staan ek maar voor my foon en toe sê ek maar vir almal dankie. Wat deel was van die proses en die karakter. So dit was baie Unceremonious, nee? baie weird, maar toe ek uitvind dat ek dit gewen het, was dit, you know, all of those things kind of fell away. Want op die ou einde van die dag, en dit is dieselfde oor soos wat jy nou gesê het, dit gaan oor die recognition van almal wat gekoppel was Ja. aan die karakter en aan die show, en dit het vir my net so baie beteken en gelukkig gemaak, want ek kon met ander mense dit celebrate. Ons het nog steeds geskiet during COVID, dit was baie awkward, maar dit was nice om stel toe te gaan en saam met almal te kan, you know, hey, die is vir ons. Kyk wat het ons achieve. Hoe oud was jy ja. toe? Hoe oud was jy in 2020? Wat is ons nou 2024? It's what's 32? I was 27. Wow. Yeah, I was 27. Dis So, ja, incredible. hy En dis was nie cool. best newcomer nie, dit is best male performance in 'n soapie. Dit is incredible. Ja, het was soos wat ek vir jou vroeër gesê het, is vir my baie belangrik om karakter aan te pak wat kan opstaan vir wat ek represent, en die was 100% Leroy. So het gevoel, okay, cool, ek het gewen en great also. Het was Penguin Films wat het gedoen het, vervaardig het. Het was 'n wen vir hulle ook, maar het was 'n wen vir so baie ander mense. meer. You know, en ja, het was kind of like 'n indication dat my loopbaan ook op die regte trajectory is. Maar as daar een ding wat in jou lewe al gebeur het, wat jou approach teenoor die kuns heeltemal verander het. En nie net die kuns in jou loopbaan nie, maar ook jou uitkyk teenoor die lewe. Ja. Ja, ek kan nie sê wat dit was. Ek kan eintlik nie sê wat dit was wat dit gedoen het nie, maar ek het as akteur, ek is iemand wat I feel immensely, nee, so ek is 'n baie emosionele mens en so, en ek het baie lank op stel gegaan en gevoel ek moet in elke toneel, it must be blood and guts, Ja. nee, soos in ek moet myself gee. En iewers eintlik ek onthou in Getroud met Rugby op 'n stadium met my karakter so panic attacks gekry oor 'n skuldgevoel wat sy gehad het, en sy het nou weer iemand, ek weet nie, laat doodmaak of iets, I can't remember.
En dit wat ek gedoen het op stel en waar ek gegaan het op stel, het ek letterlik eendag so gesit in my dressing room, toe kry ek 'n panic attack. En toe ek daai dag het ek nogals huis toe gegaan en vir myself gaan vra of dit die moeite werd is, nê. En if maybe is ek nie skilled genoeg to not go there emotionally soveel nie. So en van daar af het ek myself begin gevra in hierdie situasie, wat is gesond en wat is die moeite werd en hoe groot is die verskil tussen die performance waar jy jouself nie emosioneel, ek wil amper sê so in die diep water gooi nie. En om die skill te gebruik waarvoor ek 'n kwalifikasie het. En om myself te trust dat ek goed genoeg is dat ek nie so intoe hoef te gaan nie. As dit sin maak. Dit maak sin. Wat ek sê, is so ek sou sê dis iets wat ek geleer het en miskien was dit soos daai ding wat gebeur het met Christine en ook 'n paar ander storielyne waar ek het so myself ingedink het hoe dit sal wees as dit met my kinders gebeur, as wat as ek kanker kry en my kinders bly agter, of wat as jy weet dat ek letterlik huis toe gaan en siek voel, dat ek letterlik eintlik voel of ek 'n anxiety disorder ontwikkel, jy weet dit severe panic disorder ontwikkel as gevolg van dit. En dit het my uitkyk verander. Ek weet nie of daar regtig soveel goeders is wat die moeite as jy hierdie elke dag doen. Voel ek om jouself te pace emosioneel is verskriklik. You tap out. En vir die mense wat nou nie verstaan nie, om te tap out beteken jy tree uit of tree weg vanaf die werk. En die storyline and you kind of return into your body. And it's something that you kind of do literally. So you literally tap yourself out and you bring yourself into the current moment. Is dit iets wat jy ek dink ek doen dit figuurlik. Ek dink jy weet so emosionele tipe goeters, ek kan letterlik voel wanneer ek niks meer voel nie. En ek moet myself vreeslik mooi pace. Ek wil amper sê om te peak op die jy weet nee, want dit is wat dit is, right? Ja, you have to peak at the right time. En ek het nou al geleer om iets te doen wat wanneer ek dit nie meer voel nie, om myself te beskerm om iets te doen wat ek mechanically sal kan volhou vir nog 5 takes. So you go into autopilot. Yes, en jy weet en ek en 'n ander akteur wat hier werk het al daaroor gepraat, dat dis wat ek bedoel met jy moet jouself vra, is the juice worth the squeeze? In die sin van die verskil tussen die meganiese take, en daarmee sê ek nie, ek is nie invested emosioneel nie, ek sê net, ek dink we can't give 120% with every emotional take. Verstaan jy, wel ek kan nie. Verstaan jy wat ek sê, en ek voel, ek het myself die toestemming gegee, dis okay. Ja. Jy weet, veral in 'n genre so seepies. Ek dink met 'n film is dit bietjie anders, want jy's vir 13 weke, as jy weer so 'n tent en, jy word die karakter en it's fine, en dan gaan jy terug na jou lewe toe, maar Ja. want hier is, jy dra hierdie ding en iewers moet jy hom afskud, en ek het ook geleer, ek het myself geleer, ek het vir myself gesê, ek ran na 'n sekere tyd in die aand nie meer my woorde nie. Ek lê nie in die bed in die donker en dink oor my karakter nie, want dit hou my wakker. Sit mamma net sukkel. Yes, en dit is so waar dat jou liggaam ken jy die verskil tussen wat jy act en wat jy weet, so ek is net op 'n punt, gaan ek mag nie nou meer aan werk dink nie. En iewers het ek dit begin regkry. Ja. Ja. Ek sukkel nou nog daarmee. Ek sukkel omdat ek voel ek is nog redelik nuut in die binneland wêreld. Ja. En dit is my belangrik om myself te kom en te fluffy. Ja. En as dit beteken ek moet laat nag sit en met my woorde worstel, sal ek dit doen. Ja. Want ek wil nie kom en mense se tyd mors nie. Ek sukkel ook baie met angs. Ongelooflik baie, Ja. eintlik. So ek gaan na plekke toe, within the character, gaan ek na plekke toe, en ek besef nie dat dit my angs trigger nie, so ek gaan dan Ja. ek van stel af stap, gaan ek saam met leftover emotions, Yes. gaan ek dan huis toe, en dan gaan sit ek met woorde, en ek dwel in hierdie angstige state, en ek weet, dit is nie gesond Dis nie nie. gesond En ek sukkel daarmee, maar ek sukkel daarmee al vanaf ek 'n kind is. Ja, dit is nie dat acting is nie die skuld dat jy angstig is nie, maar Ja. ongelukkig is jy 'n akter wat
ook angstig is. Growing up, I've never actually had the outlet, or rather, I wasn't taught how to deal with dysfunction Ja. as a child, because you don't know as a child that How you to are deal growing with up it. in En jy koop dysfunction. ja, En dan word jy bewus daarvan in jou adult lewe. En eers as jy groot is, probeer jy uitfigure wat gaan aan. Ja. Maar alledaagse lewe vereis dat jy moet opdaag as die beste weergawe as wat jy kan Dress up, moontlik. So show you up, come turn to up. work and you're like bam. Ja. Right? Maar ek het geleer of kind of, en dit is baie sleg van my om dit te doen, maar ek het kind of geleer hoe om dit in my werk in te sit. Ja, Which is wat mense baie glamorous laat klink. You know, Ja. you kind of romanticize it. En ek dink dis so kind of hoekom ek graviteer na like traumatiese dysfunctional karakters toe of karakters met dysfunctional given circumstances, want dis because you're familie. very good at it, ja, Dis jy- familie vir my en ek weet hoe om dan dit te activate. Ja. You know. Ja. Maar dit is interessant want ek dink tog dis ons werk en ek dink daar is ietsie wat ons opoffer. Daar is deel van my werk, deel van jou werk. It's a calling. We are doctors in a way. Right. Nee? Nou nie, ons maak nie mense fisies gesond nie, but Moet nie na ons toe kom met voorskrifte. glad nie. Sê vir ons energie. Ek joke. Maar ek meen dit is ons werk om iets so eerlik te speel dat iemand daarmee kan vereenselwig en dit miskien jy weet vir hulle Maar laat dis dink. ook, skus, dis ook omdat ons die training het wat ons het. So we hold ourselves accountable. To it. You know. Ja. Moet nie tog pretend, nie just go there. Nee, dit is net ek wou sê, ek dink ons het 'n groot verantwoordelikheid nog steeds as kunstenaars. It's not a burden. Wat ek sê is dit is 'n wonderlike job, jy weet, maar ek dink artist is baie keer so 'n bietjie 'n barometer van wat in die samelewing aangaan en jy kan nie deny dat dit wat jy speel baie keer invloed het op jou persoonlike lewe nie en dat waar jy deur persoonlik gaan baie keer baat die karakter by, Yes, jy weet. it bleeds through, Ja. right, onto the character. Met Leroy, for instance, Leroy's given circumstances was like parallel my given Met jou nou? circumstances. Ek meen ek het die kanker gehad, maar my pa het afgesterf van kanker. 2 jaar voor ons begin skiet het. Ja. Wel 3 jaar voor ons begin skiet het. Leroy se ma en se pa deur goed gegaan, my ma en my pa deur goed gegaan en ek het gevoel dit was letterlik Roberto. Ja. Maar my approach was ook hierdie kan genesend wees Vir met die jou? regte approach and it really Ja, was. ja. It really was. Ek het kind of weggeraak in hy wêreld van Leroy se dysfunction omdat ek gevoel het soms is baie na in my eie lewe. En dan het jy iets wat jy fisies doen om uit te tap. Is daar iets waar jy gaan okay that's it. Nee. You go there. I kind of go there, ja. Maar en dan romantiseer ek sê ek is verlief op wat ek doen. Want ek is verlief op wat Ja, ek ek hoor doen, wat jy right? sê. Maar stres is nog steeds stres en stres kan mense doodmaak. Ja. Angs is nog steeds angs. Ja, ek dink mens kom dalk op 'n sekere punt in jou lewe waar jy begin voel, hoorie, as ek nie nou begin kyk na myself emosioneel nie of wat ek al verstaan dat dit 'n impak het op jou lewe en dit maak jou ook 'n sekere tipe actor by die werk. Jy weet, so dit is So wat ek nou gedoen het Ja. die afgelope jaar en 'n half was ek was baie seker gemaak oor my boundaries, wat my boundaries is en Yes. boundaries sal bly. dis amazing. Ja. Ek is 32 jaar oud. Ek weet hoe ek mense moet treat, ek weet hoe ek getreat wil word. En buite 'n toneelspel, buite hier wees, buite my loopbaan, wil ek 'n sin van vrede en respek hê. Ek wil nie nog stres in my persoonlike lewe Ja. nie. Ek het baie min vriende. Ja. En jy hou ook nie van drama nie, En né? ek hou nie van drama Is nie. dit nie amazing nie? You know? Ja. Net omdat ek weet my werk voel ek verg baie van my, Ja. you know? And I keep myself at that standard. Ja. I don't need that stuff that gives anxiety in my personal life. Ja, jy also daarvoor nie sal ek bungee jump of iets. Presies. Ja. Daarvoor sal ek liewer 'n boundary neerlê en sê okay, cool. Jy weet mos mense sê dit is
dis gesond vir jou om te travel, om die wêreld te sien want Ek jy het sien vandag hierdie quote gesien Oh actually. my word, Ja. okay. Want jy Increases sien your white blood cells if you travel alone. Oh wow, ek het dit nie Yes, geweet nie. ja. So it's actually good for you, Ja. first of all, maar ook dit dat jou uitkyk op die wêreld verander, né? It's like reading a book. It's Ja. like jy sien die wêreld deur 'n ander oogpunt. En ons is so fortunate dat ek kan elke dag 'n ander vrou se skoene aantrek en probeer om die wêreld deur haar oë te sien. Ja. Of ek haar judge of ek haar sou judge as sy in die straat afstap, maak nie saak nie. Ek kon Marissa, my vreeslike donker evil of sissie troubled twin sissie se skoene I like that aantrek. you corrected yourself by Ja. saying troubled Yes. instead of leaving it at evil, Ja, because she was just mentally unwell. you know? Yes. Dat ek kon haar skoene aantrek en ek kon 'n rede kry hoekom sy doen wat sy doen. Ja. En ek voel as jy bereid is om jou oë oop te maak vir dit, dink ek stap tog van stel af en jy het bietjie meer compassion vir mense. Right? Ja, 100%. Ek sê altyd, en ek het dit veral gesê terwyl ek gedirek het, as akteurs met my praat in terme van, ek voel die karakter moet dit doen, of die karakter moet dit doen. En, great, ek hoor wat jy sê, maar ons moet ook versigtig wees dat ons nie die karakters oordeel nie. Want Yes. in ons minds, in ons koppe, is hierdie nog steeds mense. Het Ja. verstaan, en ons word daardie mense. Ons kan nie 'n karakter speel met ons eie judgment Ja. wat na die karakter toe geëim is, because then you're not authentically being that individual with these or her traumas and whatever. Ja. Verstaan? Ek dink dit is eerder uit hoekom hulle dit doen, want daar's Ja, altyd 'n rede. Daar is because- irriterende mense in die lewe en daar's patetiese mense in Ja, die ja, ja, lewe. ja. Maar as jy gaan kyk hoekom hulle dit doen, dan sou partykeer nogal 'n heartfelt storie agter Presies. dit. En as 'n mens dit vanuit daai oogpunt af kyk, kan jy dit lends empathy to the process. Ja. Verstaan? Ja. Which is only healthy. Which is only healthy, John. Which is only healthy.